Baie welkom by vandag se les oor fisiese en chemiese verandering. Kom ons kyk nou heel eers na reaksies waar daar 'n fisiese verandering plaasvind. Wat baie belangrik is om te onthou is dat tydens 'n fisiese verandering vind daar slegs 'n herrangskikking van molekules plaas. Nou 'n algemene voorbeeld van 'n fisiese verandering is byvoorbeeld die smelting van water. So wat gebeur is ek het water in die vorm van ys. So met ander woorde dis water wat in die vaste stoffase is. En dan sit ek 'n bietjie energie by. So ek verhit dit so bietjie en dan smel die ys en dan kry ek net gewone water wat in vloeistofvorm is. So wat baie belangrik is om te onthou is dat daar geen verandering in die samestelling of die eienskappe van die stowwe is nie. So in al sy fases behou water die formule H2O en hy behou al sy chemiese eienskappe. So hy gaan nog steeds op dieselfde by dieselfde temperatuur kook en by dieselfde temperatuur smelt en hy het nog steeds dieselfde molekulêre massa en so. En dan ook, wat ons kan sien uit hierdie reaksie is, daar vind 'n oordrag van energie plaas by 'n fisiese verandering. Maar die kragte tussen die deeltjies is redelik klein, so daar word nie baie energie vereis om 'n fisiese verandering te ondergaan nie. En die belangrike kenmerk, die manier hoe ek kan onderskei tussen 'n fisiese verandering en 'n chemiese verandering, is 'n fisiese verandering is omkeerbaar. So met ander woorde, ek kan weer teruggaan na die oorspronklike situasie wat ek gehad het. Soos in hierdie reaksie hierbo met die water. Net soos wat ek die ys kon smelt om water te vorm, net so kan ek die water weer afkoel, dit by lae temperature sit en dan gaan dit weer ys vorm. So die maniere waarop ek gewoonlik 'n fisiese verandering weer omkeer is byvoorbeeld deur skeidingsmetodes soos distillasie en filtrasie en verdamping ensovoorts. So, hoe ek, as hulle vir jou 'n scenario gee en hulle vra vir jou vind daar 'n fisiese of 'n chemiese verandering plaas, dan kyk jy net na die belangrikste ding. Kan ek weer die reaksie omkeer? So dit is soos byvoorbeeld ysblokkies wat smelt in koeldrank. Ek kan weer die ys maak. Suiker wat oplos in tee. As ek die tee verdamp, dan kry ek weer die suiker. So met ander woorde, algemene voorbeelde van reaksies wat fisiese verandering ondergaan, is faseveranderings. Kom ons kyk nou na chemiese verandering. So tydens 'n chemiese verandering word daar bestaande bindings gebreek, daar vind 'n herrangskikking van atome plaas en nuwe bindings word op die ou ende gevorm. So onthou baie meer energie word vereis om verskillende soorte chemiese bindings, soos kovalente bindings, ioniese bindings, metaalbindings ensovoorts, te breek as om die intermolekulêre kragte wat by 'n faseverandering teenwoordig is, te oorkom. So dit is baie makliker om die kragte wat die deeltjies van ys, van water, wat hulle by mekaar hou, te breek, laat die deeltjies net 'n bietjie verder van mekaar af beweeg, as wat dit is om waterstof en suurstof by mekaar te sit, om op die ou einde water te vorm. So algemene voorbeelde van reaksies wat chemiese verandering ondergaan is sintese reaksies, ontbindingsreaksies en ion-uitruilingsreaksies. Maar ons gaan verder in die jaar meer in diepte kyk na hierdie reaksies. So wat baie belangrik is om te onthou van chemiese verandering is dit vereis baie energie
En oor die algemeen, nie altyd nie, daar is reaksies wat omkeerbaar is, maar oor die algemeen is dit nie omkeerbaar nie. So, algemene voorbeelde van reaksies waar daar chemiese verandering plaasvind, is byvoorbeeld soos die brand van brandstowwe. So, as ek in die kar ry en daar word uitlaatgasse vrygestel, is dit baie moeilik om weer daai uitlaatgasse terug te verander in wat dit was. Of as ek vuur aansteek, as ek wil braai, as ek daai hout gebrand het en dit vorm as, dan kan ek nie regtig weer die as terugvat hout toe nie. Of 'n baie algemene voorbeeld, as ek kos maak, as ek vir my eier in 'n pan braai en ek breek die eier en ek maak hom gaar, dan kan ek mos nie weer gaan van 'n gaar eier na 'n rou eier toe nie. So dis hoe jy oor die algemeen gaan onderskei tussen hulle. So wanneer stowwe chemies met mekaar bind om nuwe produkte te vorm, of wanneer verbindings ontbind om eenvoudiger stowwe te lewer, geld die wet van massabehoud. En die wet van massabehoud sê dat tydens 'n chemiese reaksie is die som van die massas van die reaktante gelyk aan die som van die massas van die produkte. Nou kom ons vat weer die reaksie tussen waterstof en suurstof en ons bewys dit, want hulle gaan vir julle vra, hulle gaan vir jou 'n chemiese reaksie gee en vra om dit te bewys. So, as ons weer hierdie reaksie het, en hulle vra vir jou om dit te bewys, dan werk jy die massas van jou reaktanse uit, apart, en jy werk die massas van jou produkte uit, en as dit gelyk is aan mekaar, dan weet ons die wet van massabehoud geld. So, jy kan op jou periodieke tabel kyk, die massa van 1 waterstof is 1,0079, maar kom ons hou net by 1, om het eenvoudig te hou, en onthou daar is 2 van hulle, so ek moet dit maal met 2. So in 1 waterstofmolekule is daar 2 waterstofatome, so hy sal so lyk, maar onthou daar is 2 van daai waterstofmolekules, so die 2H2O gaan so lyk, daar is 2 van daai molekules. So as ek die massa van 1 molekule uitgewerk het, dan moet ek dit nog maal met 2 om die massa van 2 molekules te kry. En dieselfde hierso met die suurstof, ek weet die massa van 1 suurstof, sê my periodieke tabel vir my is omtrent 16, maar omdat daar 2 suurstowwe is, in 1 suurstofmolekuul, hy lyk ook so, 2 suurstofatome wat verbind is om 'n suurstofmolekuul te vorm, moet ek die massa maal met 2. So, 2, 1 maal 2 is 2, 16 maal 2 is 32, hierso 2 maal 2 is 4, en 4 plus 32 gee vir my 36. So kom ons doen gou dieselfde aan my reaktanse se kant, ek aan my produkte se kant. So, hierso het ek 'n watermolekuul, en die watermolekuul het 2 waterstofatome en 1 suurstof, en ons 2 van daai molekules. So, dit sal omtrent, ek gaan net 'n ander kleur doen, dit sal omtrent so lyk. Ek het my suurstof met my 2 waterstoffies, en hierso het ek nog so 'n molekuul, want dis waarvoor daai 2 voor die H2O staan. So daar is 2 van daai molekules. So as ek hulle massa wil uitwerk, dan is dit die massa van 'n waterstof, wat 1 is, maar omdat daar 2 is die massa van al 2 die waterstoffies saam, 2, of jy kan ook sê dis 2 maal 1, en dan die massa van 1 suurstof is omtrent 16, en so dis hoeveel 1 so watermolekule weeg. Maar omdat daar 2 van hulle is, moet ek dit nog maal met 2. So, as ek eenvoudig binne die hakkie, 2 plus 16 gee vir my 18,
en dan 2 maal 18 gee vir my 36. So ek weet die massa van my reaktantse is gelyk aan die massa van my produkte. So die wet van massa behoud geld. Kom ons kyk nou na die wet van konstante samestelling. So onthou elemente reageer en verbind in sekere vaste verhoudings om 'n spesifieke produk te vorm. Soms kan elemente in meer as een verhouding met mekaar verbind en lei tot die vorming van verskillende produkte. So byvoorbeeld ek kan iets hê soos water, H2O. So die verhouding van die waterstof atome tot die suurstofatome is 2 tot 1. Vir elke 1 suurstof is daar 2 waterstowwe. So, nou kan ek ook iets kry soos byvoorbeeld waterstofperoksied, H2O2. So by hom is die verhouding van die waterstofatome tot die suurstofatome 2 tot 2. So in die eenvoudigste vorm is die verhouding 1 tot 1. So vir elke 1 suurstof wat daar is, moet daar ook 1 water wees. So die wet van konstante samestelling sê eintlik maar net vir my 'n spesifieke chemiese verbinding bevat altyd dieselfde elemente in dieselfde verhouding. Of 'n ander manier om dit te stel is ook alle monsters van 'n gegewe chemiese verbinding het dieselfde element samestelling. So kom ons kyk nou na die energie wat betrokke is by chemiese reaksies. So wanneer chemiese reaksies plaasvind, moet die bindings van die reaktante gebreek word en dit vereis energie. En dan moet nuwe bindings weer aan die produkkant gevorm word. En tydens hierdie vorming van die bindings word energie weer vrygestel. Nou volgens die wet van behoud van energie sê dit dat energie kan nie geskep of vernietig word nie, maar kan slegs verander van vorm. Met ander woorde, dit beteken dat die energie wat vrygestel is, ook gelyk moet wees aan die energie wat opgeneem word. Ons kry 2 verskillende soorte reaksies, endotermiese en eksotermiese reaksies. Eksotermiese reaksies is 'n reaksie waar tydens energie vrygestel word, terwyl endotermiese reaksies is reaksies waar tydens energie opgeneem word. So dit is redelik alles wat julle moet weet rondom fisiese en chemiese veranderings. In die volgende les gaan ons kyk na chemiese vergelykings en hoe ons hulle balanseer.